Ek gaan vanaand sommer heel wat maar net uit my hart uit praat, dit wat die Here ook op my hart druk, en mee besig was, in die tyd veral wat ek nou, daar ver weg was, waar 'n ou meer tyd het om net op hom te fokus, en met hom besig te wees. En mag die Here sy teenwoordigheid, sy genade, jou toevou, jou ook vul. Mag hy met jou kommunikeer op 'n vars wyse. Ek wil vanoggend praat oor die insig wat Jesus Christus bring in ons persoonlike verhouding en soeke na God. Ek wil hê, asseblief, as jy jou Bybel hier het, of as jy selfs 'n foon het, en jy kan op 'n Bybel-app gaan, maak asseblief saam met my oop. Ek wil graag hê, julle moet bietjie saam met my, ek gaan net in een stukkie in die woord besig wees, maar ek voel, die Here wil dalk vir jou die diepte oopbreek van wat in hierdie stuk aangaan. In die boek van 1 Johannes, hoofstuk 5, wil ek graag net hê jy moet soontoe blaai, en ek sal nou sê waar gaan ek besig wees, want ek is eintlik oral daar besig. So blaai so lank na 1 Johannes hoofstuk 5, en dan sal ek meer sê. Ek gaan vir jou ietsie deel wat met my gebeur het laas week. Ek kan nie met jou alles deel nie, want daar was 'n intensiteit van dit wat ek beleef het, wat moeilik is om te deel. Maar ek wil wel sê dat ek laas week in die middel van die nag wakker geword het en in 'n tyd van geestelike oorlogvoering is met die Here. En ek het ervaar dat die Here verskriklik sterk op my hart druk, dat dit gaan spesifiek oor siele, oor mense, dit gaan oor God wat sy liefde wil openbaar aan mense, maar dit is asof die mens absoluut verblind is, en nie sien nie, nie ervaar nie, blind is vir die absolute omvang, die diepte van God se liefde, wat hy in Christus kom openbaar het. En terwyl ek besig was, dit was 'n geweldige intensiteit wat ek beleef het, ek was vir so ten minste 'n uur, ek weet nie hoe lank presies nie, in die middel van die nag, met die Here besig gewees. En terwyl ek besig is dit asof die Here my herinner, dat vroeër die dag, by een van die gemeentes waar ons was, het ek vir 'n man moes bid. Ons het 'n uitnodiging gemaak, ek het verskeie mense gebid, en een ou spesifiek het na my toe gekom, of is na my toe gebring, en die tolk sê toe, hierdie man sê, bid asseblief vir my. Ek ervaar dat ek getuister word deur demoniese aanslag. Dat ek onder tuistering is, as ek dit nou so moet uitdruk. Nou ons weet in die Afrika konteks is hierdie goed baie reël, maar ons is baie keer in ons Afrikaner konteks, dink ek, baie verblind. Ons besef nie hoe reël demoniese tuistering eintlik is nie. In ons konteks is dit nie so, kan ek sê, sigbaar altyd nie, maar is daar. So die verblinding waarvan ek praat is reël ook by ons. Maar dit verskans homself agter bitterheid of woede of 'n klomp ander goed. Uit ander baadjies wat hy aantrek. Maar daar is hy baie in your face. Hy's baie antagonisties amper. Die vyand se aanslag. En ek het vir hierdie man begin bid, en waar 'n ou nou sou ervaar, jy moet nou in daai oomblik autoriteit neem en hierdie goed verdryf, het ek ervaar dat die Here vir my sê, bid my liefde oor hierdie man. En ek het begin om net die liefde van die Here oor te bid. En ek het gesê, mag die liefde van die Here die sterkste wapen wees, wat die vrees in jou hart wegdryf. En terwyl ek in die nag besig is,
toe herinner die Here my daaraan, toe ervaar ek is eintlik in 'n geestesstryd met daai demoniese magte aan die gang, want die vyand het nie gehou van wat daar gebeur nie. En in my geestelike oorlogvoering moes ek onder andere met vrees deel, want een van die goed wat die vyand wou stuur in daai oomblik, hy wou vrees stuur na my toe. Verstaan, en ek het soeke koue rillings in 'n stadium ervaar oor my, en toe vat die Here my na 1 Johannes 4, wat ek goed ken, in 1 Johannes 4, ek sal nou miskien bietjie meer daarna kyk, ek wil vinnig verwys daarna, 4 vers 18 sê hy, volmaakte liefde verdryf alle vrees, want vrees verwag straf en veroordeling, en die wat vrees is nog nie volmaak in die liefde nie. So ek begin toe daar en ek is besig met die Here, en ek kom toe af op 'n skrif, wat ek voorheen nog nie tot so mate opgelet het nie. Ek wil eintlik daar begin, ek wil agter begin, en dan wil ek myself vorentoe miskien 'n bietjie werk, miskien sommer net uit my hart uit deel. 1 Johannes 5 vers 20, maar ek gaan vir jou in die Engels lees, want al Bybel wat ek toe by my kon hê, of waarop ek my hand vind, ek ons my Afrikaanse Bybel snaaks genoeg was daar, maar ek was besig met my Engelse Bybel, want ek het nou bedien die hele week in Engels, en ek maak my Bybel oop, en ek is besig toe nou van hoofstuk 4 na hoofstuk 5, maar wat toe vir my strike is hierdie skrif, hy sê, vers 20, 1 Johannes 5, vers 20, ek dink Annelies het hom daarop, hy sê, and we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know him who is true. And we are in him who is true, in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Dit was my asof hierdie vers in daai oomblik, man, hy het so uitgeskiet uit die woord uit. Ek gaan hom weer lees. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know him who is true. And we are in him who is true, in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Hoor, in die Afrikaans gaan ek hom ook lees, hy sê die volgende, en ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het. Nou daai woordjie verstand wat my aanbetref, en hy is in beide die ou vertaling en nuwe vertaling, is hy vertaal as verstand. As ek na die oorspronklike Grieks gaan kyk, gaan nou meer sê, kan ek eerder die woord insig daarin sit, as verstand. Hierdie is nie net verstand, kennis nie. Hierdie gaan oor insig. Die Engels sê understanding. Hy het my verstand gegee, insig gegee, om die ware God te ken. En ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. Nou onmiddellik, hierdie skrif het my laat dink, en ek gaan nou nie by al die skrifte gaan draai nie, ek gaan soms so net praat, wat in my hart opkom. Johannes 1, praat hy van, Jesus is die openbaring van God aan die mens. Hy is God wat vlees geword het, en God kom openbaar het. Hy is die revelation of God to mankind. So Jesus kom maak die Godheid bekend aan ons. Jesus het gesê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Hebreërs 1 sê, he is the exact representation of the Father. He is the express image of his person. Dis wie Jesus is.
En ons is nou hier op Hemelvaartdag. Ek dink die grootste ding wat Jesus agter wou laat, is dat hierdie disippels kon besef, dat want hulle het al die pad hierdie prentjie gehad van hom, wat as hierdie heerser sou kom, en hulle onder hierdie juk, van hierdie Romeinse slawerny juk kon uithaal, en hierdie revolusie sou lei, wat die Romeinse ryk omver sou gooi, presies dit wat die Ou Testament mee gekom het, en die koninkryk van Israel weer sou vestig, en hierdie volk weer sy plek sou gee. Maar Christus se grootste strewe was, dat hulle tot 'n nuwe insig moes kom, van wie hy is, dat hy die openbaring is van God aan die mens, en dat hulle in verhouding met hom kan staan. Nou daai woordjie openbaring, of ek wil sê understanding in die Engels, wat ons nou hier gelees het, of insig, hy sê verstand in die Afrikaans. Daai woordjie, ek het hom gaan soek, in die Engels is dit understanding, ons kan sê insight, or apprehension, to apprehend something. En hy praat van a change of mindset, by the renewing of the Holy Spirit. Wanneer die Heilige Gees kom, en Christus aan jou kom openbaar, God deur Christus aan jou kom openbaar. Daar's iets wat moet gebeur, daar's iets wat moet change, daar's iets wat moet shift in die manier hoe ons God sien in Christus, en wat hy vir ons kom doen het. Want dit is alles omvattend, julle. Dis wat ek net nou gebid het. Christus is alles en in almal. Alles sentreer rondom hom. Daar's niks belangriker as hy nie. En tog is ons almal so heeltyd, word ons weggepoel deur hierdie poel van die wêreld, om ons te distract, om ander goeders prioriteit te maak, ander goeders ons aandag, ander goeders in die voorgrond te plaas, sodat ons as kinders van God nie effektief kan wees in die roeping wat hy oor ons kom plaas het nie. Wat by the way is, dat ons dan nou weer Christus openbaar sal maak aan ander. That's it. Jy gewonder hoekom jy nog leef? That's it. Om Christus bekend te maak aan die volgende. Om God, want dit is hoekom Christus aarde gekom het, om God te kom openbaar aan die mens, en hy kom, en hy sê, ek stuur my Gees, wat in jou kom woon, sodat jy nou Christus kan openbaar maak aan die mense om jou. As ek nou my hele punchline verder moet vat, en hoe doen ons dit? Want dis waaroor in Johannes 4 en 5 gaan. Die toegang tot dit is deur geloof. Want dit gaan daaroor dat ons glo. Dat ons werklik glo dat Christus die Seun van God is, en dat ons werklik glo dat wanneer ons hom bely as verlosser en saligmaker, hy inderdaad deur sy Gees in ons kom woon. En daar iets in ons opstaan, wat staan op? 'n liefde vir die Vader en liefde vir die mens. Want dit is hoe God deur Christus homself kom openbaar maak het, deur sy liefde. Die dryfkrag agter daai openbaring van God aan die mens was liefde. Sy liefde vir ons. En die grootste toets vir ons om instrumente te wees in sy hand, is die mate, die wyse, die extent van ons verstaan en uitleef van daai opdrag. Hê hom lief, maar hê jou naaste lief. Alles gaan daaroor. Alles gaan daaroor.
Ek is gekonfronteer daarmee in my huis, ek is gekonfronteer daarmee in my vriendekring, ek is gekonfronteer daarmee in my familie, ek is gekonfronteer daarmee die oomblik as ek my voete uit my deur uittree. Ek is die hele tyd gekonfronteer daarmee, hoe gaan ek optree teenoor elke persoon wat oor my pad kom? Maak nie saak waar ek is nie. Want God se roeping vir my is as ek werklik sê ek glo in hierdie God wat liefde is, kan ek nie sê ek is 'n kind van God, maar ek het nie lief nie. Ek kan nie sê ek is 'n kind van God, maar ek is ongeduldig en ek is kort af en ek is kort van draad en ek verstaan en ons sukkel almal met hierdie goeters, maar dis daar waar ons die knie deurlopend moet buig voor hom. Ons het in ons opleiding gepraat en ons leer die mense van geestelike asemhaling. Jy haal uit, jy blaas uit, blaas gestaan by uit, en jy haal asem in. Inasem is om die gees van God in te asem en toe te laat dat meer van die gees beheer vat van jou lewe. Uitasem is om sondige denkwyses uitasem. Vleeslikheid uit te asem. En dis nie iets wat een keer gebeur nie, dis iets wat deurlopend gebeur. Want ons almal moet leer om geestelik asem te haal. Meer van die gees. Minder van myself. Meer van die gees en minder van myself. Waaroor ons kan praat, en ek het hier neergeskryf in die Engels, it is a quickening of your spiritual mind versus a regressing in negative carnal thinking. Dis twee pools. Dis 'n pool van die gees wat jou wil quicken, wat jou gees wil wakker maak, dat jy meer en meer oop is vir die gees se werking en daai understanding om te kom. Maar dan is daar 'n pool van die wêreld, 'n regressing pool, wat jou terug wil vat, heeltyd jou wil pool in negative carnal thinking. Jy is heeltyd besig om hierdie twee. En waar vind jy jouself? Is jy besig om in te gee teenoor die pool van die wêreld? Dan verloor jy bietjie van jou meer, jy's bietjie daar iets gebeur. Verstaan? Iemand sê net iets en jy, yes man, dit tref jou so bietjie en dit maak daai vlees in jou wakker. En ons is so goed daarmee, ons gesigte sê later niks van wat ons ervaar binne nie, maar ek is so bietjie ongeklap met hierdie persone. En dit is 'n regressing. It's regressing in negative carnal thinking. Terwyl die Here ons wil quicken. Hy wil ons vernuwe. He wants to renew us constantly and pull us deeper into spirit-filled living. Mag die Here vir jou understanding gee. Ek sit daar op my bed en ek is met die Here besig en ek sê, Here, give me that understanding. Give me that insight. Geef vir my daai absolute insig in Christus se openbaarmaking van God, that I may know you. So dit gaan oor knowing God personally and intimately. En dan sê hy dat ons in U mag wees. And we are in Him who is true. And in His Son, Jesus Christ. Wie is true? God is true. He's genuine, He's credible, He's authentic, Hy's real. Hy's nie sommer net daar buite nie, Hy's tasbaar. Hy wil homself tasbaar in jou lewe maak. Hy wil teenwoordig wees. Hy wil hê jy moet hom ervaar en jy moet met hom kan praat. It's something that's real. Dis nie airy-fairy nie, dis real. Dit beteken nie jy moet soos ek wees nie. Be like you. Want die Here het jou gemaak
Jy het 'n uniekheid aan jou, jy het 'n unieke expression of relationship with him, wat net jy kan express, wat ek nie kan express nie. So op 'n unieke wyse wat God jou gemaak het, maar almal van ons are created in his image and in his likeness to express something of his character to the world. Ons is almal het iets van God wat ons moet gaan express op 'n unieke wyse wat hy vir ons het. En dan sê hy, en ek het dit nou gebid in Johannes 17 vers 3, this is eternal life, that we may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Wanneer begin eternal life, julle? Eternal life begin die dag wanneer jy sê, yes Lord, I believe. Dan begin eternal life, en dan sê die woord, daai eternal life, the sum total of it, is knowing him. And Jesus Christ whom he has sent. Dis waaroor dit gaan. En as jy gaan kyk na daai woordjie lewe, want hy sê, hy is die ware God, verwysende na Christus, en hy is die ewige lewe. Daai lewe is die woordjie Zoe. Zoe. Dis nie net 'n fisiese lewe nie, dit praat van 'n geestelike lewe. It's not so much about the duration of life, but it's about the quality of life. Is 'n kwaliteit lewe, 'n geesgedrewe lewe, 'n lewe wat expression gee aan die skepingsdoel waarvoor God daai lewe gemaak het. Zoe kind of life. Dis waarvoor Jesus gekom het, en toe hy opgevaar het, dis wat ek glo waarmee hy ons wou laat. Dat ons iets van dit kan beleef. Nou kom ek vat 'n paar minute, nou kom ons met daai slotsom in gedagte. Kom ons blaai nou 'n bladsy of so terug, en ek gaan net snippets hier uithaal, want hierdie is eintlik 'n ongelooflike ryk stuk. En jy kan in jou eie tyd vat van hoofstuk 4 vanaf vers 7 en lees hom reg deur tot die einde. Want dan gaan jy hierdie prentjie verstaan. En as jy hoofstuk 4 vers 7 begin, dan staan daar, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet is 'n kind van God en ken God. Verstaan jy nou hoekom die woord so 'n ongelooflike onus plaas op liefde? Want ons kan nie sê ons ken hom en hy is liefde, but we do not love, then we don't know him. Then we're not expressing him. Then we're not understanding him, because he is love. Want hy sê, wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. En omdat hy liefde is, hy gaan nou sê, het sy liefde hom gedryf om Christus as 'n uitdrukking van sy liefde na die mens te stuur. Hierin is die liefde van God vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Dis die einddoel, daai lewe, daai Zoe kind of life, daai fullness of life, wil hy vir ons gee. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sonde. Dit was God se absolute uitdrukking van sy liefde, die offer wat Christus vir ons aan die kruis kom bring het. Dit het alles van hom gevat. Hy het sy alles gegee. Hy, die een deur wie die wêreld, die heelal geskape is. He laid all on the line.
toe hy homself opofferend as 'n uitdrukking van die omvang van God se liefde vir ons omgee het. Dis wie hy is. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie. Hoor nou, niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hoor julle my punt? Niemand sien God nie, maar wanneer jy iemand lief het met die liefde van Christus, dan word Christus God sigbaar deur jou. Dis die onus, dis die verantwoordelikheid, dis die roeping wat ek en jy het om Christus deur sy liefde bekend te maak aan die mens wat nog nie. En dit bring my terug by die man wat voor my gestaan het. Wat nie, toe ek in sy oë inkyk, dis daar 'n leegheid in sy oë. Vrees in sy oë. En daai nag het ek geworstel met daai man voor my oë. En ek het besef die demoniese aanslag was om daai gebed wat ek vir hom gebid het te vee toe. Want die vyand was kwaad en vies, want Christus se liefde wou deurbreek. Sodat daai man tot openbaring, tot insig kan kom van wie Jesus is. That's what we need. Ons het nodig om tot daai insig te kom. Hier aan vers 13 weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. Hier kom dit nou. Nou kan jy hom deurtrek na Romeine 8 toe. Jy kan hom deurtrek na soveel plekke toe, want dit is sy gees wat in ons daardie liefde kom wakker maak, die vrug van sy gees. Die uitdrukking van hom. Vers 15, wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom, en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome in ons bereik. Ons het niks om te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. En dan sê hy, waar daar liefde is daar geen vrees nie. Want vrees verwag straf en veroordeling. En hy wat nog vrees is nie volmaak in die liefde nie. En dink net hoeveel kere die vyand ons laat vrees. Ja, maar hy kom die hele tyd met daai selfe aanslag. Vrees, onsekerheid, twyfel. Alles te doen met veroordeling. Alles absoluut in kontras met die karakter van God. Met die openbaring wat God deur sy Seun na ons toe kom bring het. Wat gedryf is deur sy ongekende, onvoorwaardelike liefde. Wat nie een van ons kan verdien nie. En onthou jy nou my hele boodskap met hierdie reeks wat ek gekom het mee. As ons dit nou kan bytrek, want wie verdien dit? Jou man, jou vrou, jou kinders, daai ou straat, daai politieke leier, niemand verdien dit nie. Maar tog, en ek, nommer 1 verdien dit nie. Maar tog het hy my onvoorwaardelik lief. En hy daag my uit, hê lief, soos ek jou lief het. Hê op daardie manier lief. Maar hy selfe intensiteit, maar hy selfe opoffering, as jy werklik sê, jy ken my. Leef dan in my liefde. Leef dan, en dan kom hy stuk waar hy sê, as jy sê jy het my lief, maar jy haat jou broer, dan is jy 'n leienaar. Want hoe kan jy jou broer wat jy sien haat, maar my wat jy nie sien het jy lief? Werk mos nie so nie. Dan is jy fake.
As jy aanplakkerig, dan ken jy my nie. Want ek is liefde. Dis wie ek is. Dis my karakter. En dis wat ek jou uitdaag om te doen. Ek wil net uitkom hier by 'n stukkie waar hy sê, hoofstuk 5. Elkeen wat glo dat Jesus Christus die Christus is 'n kind van God. En elkeen wat die Vader liefhet, het ook ander lief wat kinders van die Vader is. Vers 3. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie. Onthou sy gebooie? Hê die Here jou God lief. Jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou krag. Hê jou naaste lief soos jouself. Want elkeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. En hoor nou, wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hoor hier is die sleutel. Wanneer ons op die plek kom waar ons onsself kan neerlê voor hom. En gehoorsaamheid om te sê, Here, help my om lief te hê soos U my liefhet. Kan daar oorwinning kom oor die wêreld. Maar ons gaan nie oor die sondige wêreld oorwin as ons hardkoppig volhard in ons selfsug. Ons gaan net die wêreld oorwin as ons daai selfde opofferende liefde kan wys waarmee hy ons liefhet. Dis my woord wat ek vanaand vir jou wil gee. Mag jy die liefde van die Vader persoonlik intiem ervaar. Mag sy Gees jou op 'n plek bring waar jy insig vind in wie Jesus is en besef dat sy Gees is in jou. En deur sy Gees is die roeping wat hy vir jou en my het om sy liefde uit te dra na 'n wêreld wat desperaat soekend is na antwoorde, na hoop, na genade, na rigting, na purpose. 'n Wêreld wat nie purpose het nie. Geef my 'n bietjie agtergrondmusiek kan gee, Annelies. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vanaand voor U in verootmoediging en vra, Here, dat U deur U Gees elkeen hier op 'n plek sal bring waar ons geestesoë vanaand sal oopgaan. Dat ons insig, understanding, apprehension, insight, that we might gain understanding in who you are, in how you have revealed yourself in Christ. In U Seun het U Uself kom openbaar aan ons. En ons is besig om op soveel ander goed te fokus. Ons is besig met 'n rat race. En ons mis die essence waaroor dit gaan. Jesus en hom alleen. En die liefde wat U deur hom vir ons kom wys het. En die roeping wat U ons gee om te sê, hê lief, soos ek jou lief het. Kom werk in ons harte, Here. Gee dat ons meer en meer
soos U sal word. Gee dat ons nader en nader aan U sal beweeg. Kom verander ons vandag deur die vernuwing van U Gees. Kom verander ons denkwyse, Here. Ons ingesteldheid, ons instemming, dat ons ingestem sal wees om in lyn te kom met die openbaring van Christus. Here, hier is elke dag mense wat oor ons pad kom, hier is elke dag hongerte. Daar is elke dag desperaatheid, hier is elke dag blindheid. Hier is elke dag seer en depressie en nood. En die antwoord het ons, die antwoord is Jesus. Die antwoord is die liefde van 'n Vader. En die genesing wat net U kan bring. En dis wat U sê in U woord, U sê, wie die Seun het die lewe. En wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. U sê, eers as die Seun jou vry maak, sal jy werklik vry wees. Help ons, Here, om vry te kom van ons mindset, waar ons self die middelpunt wil inneem, en nie Christus nie. Help ons om nie, soos ons in die Engels sê, te regress, Here, in carnal thinking nie, selfsugtige denkwyse nie. Help ons, come quicken us, come renew our spirit, to want to know more of You, to want to express more of You. Ons bid dit in Jesus naam. In Jesus naam. Amen.